Goeiemôre gemeente, baie hartlik welkom op hierdie Sondagoggend wat 'n spesiale oggend is, sommer net in die sin dat ons as gemeente, as gemeenskap van die Here hierso
die lente wil vier met 'n lente tee vir oggend. En by hierdie lente tee eksperimenteer ons selfs met moerkoffie. So dit klink na innerlike teenstrydigheid, maar dit is die lewe. Nou, die lewe is mos so 'n paradoks. En ek hoop dat ons iets van die heerlikheid van die lewe in mekaar se teenwoordigheid, in die Here se teenwoordigheid vir oggend gaan vier. En as ons kyk na die blomme hier aan my regterkant en die van julle wat by hierdie portaal ingekom het, dankie vir al die moeite om sommer net van hierdie geleentheid 'n geleentheid maak wat ons die Here se woord kan hoor, nie net in mekaar se teenwoordigheid nie, maar sommer net ook om die skoonheid van die lewe te vier, want dis ook 'n gawe. Vriende, nou van tee en koffie in die gepraat, Fritz sal nie Fritz wees as hy nie gemsbok droë wors kerk toe bring om te verkoop nie. So dit is nog van die droë wors wat op 'n spesiale aanbieding is. Eintlik sê hy, ek ken nou nie hierdie woord nie, Fritz. Letzwe-wors. Dis die een of ander vreemde klink dit vir my, gemsbok. Ek dog maar gemsbok is 'n gemsbok. Maar nietemin, hierdie is nogal spesiale wors en 'n spesiale aanbieding. En daar's braaivors vir die van julle wat nie van droë wors hou nie. Daar's regte boerewors ook teen baie spesiale aanbieding. Ek het so gedink. Ja. Letzwe, droëwors. Letzwe is soos die Ou en die Nuwe Testament, dit verskil heeltemal. Vriende, ek weet nie of jy weet nie, dis hoekom mens kollegas het, nee, om jou nederig te hou. Baie dankie Fritz, dat jy dit reggestel het. Sien nie hoekom geniet ek die bediening nie so, dit is besonder. Daar het julle gehoor, dankie Fritz. Vriende, en dan net, as ons nou weer oor ernstige goed kan praat en nie oor speelgoed nie, dan vanaand is ons vorige kollega Dominee Jean-Rie Erasmus lei vanaand se nuwe generasie byeenkoms, en dan weet jy nou, ons program is soos die week maar sy verloop neem. Dit is 'n baie, kom ons sê normale week in Linwood met die verskeie aksies, Bybelstudiegroepe en dies meer wat aan die gang is. Op Woensdae ons TZ in Linwood geleentheid. Dis 'n 40 minute geleentheid en dit is 'n geleentheid waar ons net in stilte met afwisseling van gebed en musiek, net somme in mekaar se teenwoordigheid iets van die stilte van die lewe ook beleef. En Dominee Barry van der Merwe, weet hy lei die geleenthede. Hy en Enias die naweek bietjie Polokwane toe na die kinders toe, maar hy lei Woensdae die geleenthede. En dan natuurlik, vriende, is daar ons ontbyt, so manne ontbyt wat nou hierdie jaar vinnige tradisie geword het in Linwood gemeente, en Paul Lombard, een van ons lidmate, hy en Kobie is al vandat ek in die gemeente kom het ek hulle leer ken en weet ek hulle is van die betrokke lidmate ook, en Paul kom bietjie met ons praat oor sy pad met leukemie, maar veral daarna net weer hoe die lewe vir hom nuwe perspektief gekry het. En ons eet lekker ontbyt en drink koffie daar by Stefnies hier op Linwood Bridge. So daar's nog geleentheid. Kom, kry jou kaartjie, is R80, bring jou vriende of familie saam, laat hulle nie sonde doen op 'n Saterdag en verveeld is om daar aan die rugby is om te kyk nie. Goed, vriende, dan die ander aankondigings gaan ek nou nie verder uitlig nie. Ek dink dis die belangrikste wat ek moet gesê het. O ja, dan die Smulfees. Die Smulfees was 'n besondere lekker geleentheid gewees. Dit was nie so warm die middag nie, en daar het net enkele druppels reën geval, so min dat ons nie eers tyd gehad het om te skuif nie, toe hou dit weer op. En as ons nie moes die volgende oggend kerk toe kom nie, dan sou ons waarskynlik tot laat na gekuier het. Maar die gekuiery het daartoe gelei dat ons R49.000 en enkele rande nog daarna
wins gemaak het. So baie dankie vir almal se inisiatief, se harde werk, se harde kuier, se lekker saam lag en sommer net die dag vir mekaar spesiaal maak. Die sin van die lewe is verhoudings. En ons leef verhoudings wanneer ons saamkom om te aanbid, wanneer ons saamkom om fees te vier, wanneer ons saamkom om sommer net in mekaar se teenwoordigheid te wees. Dis wanneer ons die Here se teenwoordigheid ook beleef. En as ek dan na my regterkant toe kyk, dan sien ek een van die mense wat vandag verjaar, as 15 mense in die gemeente wat vandag verjaar, se hengse klomp. So, maar ons gaan nie nou 15 keer veels geluk sing nie. Weet sommer net, as jy vanoggend hier in die kerk sit en jy verjaar ook vandag, mag jy sommer ook die gemeente se teenwoordigheid op jou verjaardag beleef as die Here se seën. Dankie dat julle hier is, nie so stip na my kyk nie, het maak my meer senuweeagtig as wat Frits my maak. Vriende, kom ons raak 'n paar oomblikke stil. Kom ons val in eerbetoon voor die Here. Kom ons buig ons koppe. En as op plek voor ons in die bank was, kon ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God. Ons lewe kom van God af. Ons lewe keer terug na God toe. Hy is ons verlosser, wat ons in die stryd van elke dag se lewe vrymaak. Vry om volledig mens te wees. Ons is sy kudde, sy skape, met sy gees wat ons hier lei en leer. En daarom, liewe gemeente van die Here Jesus Christus, in Linwood gemeente, mag julle vanoggend genade en vrede in oorvloed beleef. Deur julle kennis van God ons Vader, Jesus Christus die Here, en deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons gaan antwoord met 2 liedere. Die eerste is Psalm 78. Psalm 78 waarvan ons strofe 1, 2, 3 en 19 staande sing. En vriende, dan bly ons staan vir die tweede lied, is vonk 72. Daarvan sing ons al die strofes. Psalm 78, 1, 2, 3 en 19 en dan ook vonk 72, al die strofes, en dan kan ons vir jou sitplekke inneem.
Vra laat al die kinders hier voorkom sit asseblief. Laat julle hol. Nie die hele gemeente nie, net die kinders. In hierdie laaste vonklied wat ons gesing het ons onder andere gesing, die Here neem ons sondes weg, genees ons grootste stier, maak ons grootste seer gesond. Niks stuit die Gees se werk nie. So ons het gesing dat die Here ons vrymaak, laat ons hierso sit en as gelowiges versamel is, as mense wat lig kan lewe. En een van die maniere hoe 'n mens lig lewe, is om te lewe soos die Here wil. Want die Here ken die lewe, hy het dit immers aan ons gegee. Een van die plekke waar hy het vir ons gegee het, is in Exodus, en ons noem dit die 10 gebooie. Julle al van die 10 gebooie gehoor? 10. Het julle al van die 10 gebooie gehoor? Wie van julle ken die 10 gebooie? Yesterday, klop. Sê sommer vir my, so min of meer, ja. Sê gou vir my 1 of 2 wat julle kan onthou. Sê. Moenie steel nie. Eer jou vader en jou moeder. Jy mag nie iemand doodmaak nie. Ek sê gou weer. Wees eerlik, inderdaad, wees eerlik. Luister na jou ma en pa. Sê gou weer. Moenie jaloers wees nie. Moenie vloek nie. Wees lief vir mekaar, né? Nee, dis vir my duidelik dat julle ken die 10 gebooie, en ek weet hier's ander van julle wat nou nie eers julle hand opgesteek het nie, want julle weet dan gaan ons nou die heel oggend hier wees. Ek is regtig beïndruk. Nou, wat ek gedink het om vanoggend te doen is, omdat julle dit ken, het ek gedink ek gaan dit net so kort in my eie woorde sit, en dan kyk ons of dit ons kan help om dit nog beter ons eie te maak. Nou, wanneer ons woorde ons eie maak, beteken dit, ons begin bietjie so leef. So dit klink so, hoor of dit vir julle nogal maklik genoeg klink, né? God is ons enigste God. Hy het ons lief en is altyd daar. Dis die eerste gebod. Tweede een, moenie van God 'n prentjie maak, 'n beeld maak nie. Hy is groter as enige iets wat ons kan teken. Gebruik sy naam met respek. Ek gedink, hoe bedui 'n mens gebruik die Here se naam met respek? Moenie die Here se naam uitelik gebruik nie. Miskien moet ons dan sê, gebruik dit wanneer jy bid, sing en iemand seën, iemand voorspoed toewens. Rus op die Sabbat. God wil hê ons moet ook rus en saam wees. En daarom is ons vanoggend ook hier, om iets van die saamwees te beleef, en hoekom ons op 'n Sondag bietjie ander dinge doen as ander dae van die week, sodat ons bietjie rus kan beleef. Eer jou ouers, dit het 'n paar keer hierso uitgekom, né? Hulle help jou om groot te word. Hulle help jou om groot te word. Daarom het hulle ons respek en eer nodig. Moenie ander seer maak nie. Wees sag en vriendelik met mekaar. Hou jou beloftes. Iemand het gesê, ons moet eerlik wees. Hou jou beloftes. Wees iemand op wie 'n ander kan vertrou. Moenie steel nie. Een van julle het dit ook gesê. Moenie steel nie. Jy het dit gesê, ja. Deel met mekaar. Praat die waarheid, want ons woorde maak saak. Woorde maak 'n verskil. En daarom moet ons die waarheid praat. En die laaste ene, wees tevrede
Moenie altyd wil hê wat ander het nie. Probeer om iets hiervan te onthou. Nog beter as wat julle dit vanoggend reeds onthou het. Kom ons sing 'n lied, Here Jesus, ek is klein, en as ons die lied klaar gesing het, dan kan julle na julle kategese klasse toe beweeg. Nou wonder ek of dit gaan werk, as julle staan terwyl ons dit sing, die gemeente sit terwyl ons dit sing, en julle staan saam met my. Is dit reg so? Baie dankie, Annelie. Is 'n klas voor. Vriende, ons skriflesing is vanoggend uit Eksodus 32. Wie net nadat ek vir jou die teks gestuur het, het ek gedink ek moet bietjie vroeër begin lees en 'n bietjie langer aanhou. So as jy maar net sal volg, as ek by vers 7 kom, sit dan maar net daai deel op. En as ek verder as vers 14 gaan, dan haal jy dit net weer af asseblief. Baie dankie. Vriende, Eksodus 32, ek gaan van vers 1 af lees, en ek lees in die 2020 vertaling, dis die gedeelte oor die goue kalf. Toe die volk merk dat Moses lank neem om van die berg af te kom, het die volk by Aaron byeengekom en vir hom gesê, kom aan, maak vir ons gode wat voor ons uit kan gaan, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat van hom met hom gebeur het nie. Aaron sê toe vir hulle, ruk die goue ringe af wat aan die ore van julle vroue, seuns en dogters is, en bring dit vir my. Die hele volk het toe die goue ringe wat hulle ore was afgeruk en dit vir Aaron gebring. Hy het dit uit hulle hande aanvaar, toe het hy dit met 'n stilisvorm gegee en 'n gegote kalf daarvan gemaak. Hulle sê toe, dis jou gode Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Toe Aaron sien wat gebeur het, het hy 'n altaar voor die beeld gebou. Aaron roep toe uit en sê, môre is daar 'n fees vir die Here. Hulle het vroeg die volgende dag opgestaan, brandoffers geoffer en maaltydoffers nader gebring. Die volk het gaan sit om te eet en te drink. Toe het hulle opgestaan om hulle self te vermaak. Ek wil net gou hierso stop.
Hoor u die dringendheid in die teks? So alles in die teks is gejaag. Nie vra julle kinders en julle vrouens om die oorkrabbertjies uit hulle ore te haal. Ruk dit af en bring dit hierso. En hy het 'n goue kalf gemaak. En toe hy die goue kalf daar sien staan, toe maak hy 'n altaar. En toe sê hy vroeg môreoggend, ons vat nie ons tyd nie, almal staan vroeg op, ons gaan 'n partytjie hou. So die gejaagdheid. Moses is op Sinai. Moses is die teenwoordigheid van die Here. Maar wag is nie iets wat by die volk van die Here maklik kom nie. Hulle wil iets hê en hulle wou dit gister al gehad het. En die hele teks, die manier hoe dit hier geskryf word, die woorde wat gebruik word, beduie ongeduld. Nou van vers 7 af. Die Here het vir Moses gesê, so nou verplaas ons hier van onder aan die voet van berg Sinai, waar hierdie mense nou nie langer kan wag vir die Here, kan wag dat Moses terugkom nie, en hulle het vinnig vir hulle goue kalf gemaak, 'n altaar gebou, en hulle het geoffer en fees gevier. Nou verskuif die toneel na bo op die berg, daar waar Moses in die Here se teenwoordigheid is. Die Here het vir Moses gesê, gaan af, en luister na hierdie woorde, vriende, niks hiervan is toevallig nie. Luister na die persoonlike voornaamwoorde, want daarin lê die diep betekenis van hierdie teks. Die Here het vir Moses gesê, gaan af, want jou volk, wat jy uit Egipte land optrek het hulle wangedra. Hulle het gou weggedraai, hoor jy weer die angstige, hulle het gou weggedraai van die pad wat ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle gegote kalf gemaak, hulle het voor die kalf van aanbidding gebuig en offers daarvoor gebring. Hulle het gesê, dit is jou gode Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Die Here het ook vir Moses gesê, ek het hierdie volk deurgekyk, hulle is inderdaad 'n hardnekkige volk. Laat my dan nou met rus, sodat my toorn teen hulle kan ontbrand, en ek hulle kan vernietig. Ek sal jou dan 'n groot nasie maak. Hoor jy die subtiliteit, vriende? Met ander woorde, die Here sê vir Moses hierdie goed oor die volk. Hy sê, jou volk, wat jy uit Egipte land uit slawehuis uitgelei. Die Here maak hom los. Hier kom afstand. Die verhouding is afgesny. Maar dan die treffende, die Here sê vir Moses, los my Moses, laat ek hierdie spul hardnekkige gelowiges kan vernietig. En weet jy dan al die beloftes wat ek vir Abraham, Isak en Israel gemaak het, daai beloftes gaan ek vir jou en jou nageslag gee. Jy kry alles, hoor. Laat ek hulle uitsorteer, dan kry jy alles. Hoe reageer Moses? Vers 11. Moses het egter die Here sy God goedgesind probeer stem en gesê, waarom, Here, moet u toorn brand teen die volk, vir wie u uit Egipte land gelei het, met groot krag en 'n sterk hand? Moses waag dit om God teë te gaan. Hy sê, Here, is dit reg dat jy so woedend word teen hierdie volk wat u uit Egipte land gelei het, met groot krag en 'n sterk hand? Moses sê, dis nie ek nie. Dis nie my volk nie, is u volk. U het hulle met 'n sterk hand gelei uit Egipte uit. Vers 12. Waarom sou die Egiptenare sê, met 'n bose plan het hulle God hulle uitgelei om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af uit te delg? Laat vaar u brande te toorn en kry tog spyt oor die onheil teen die volk. Moses sê, Here, laat vaar u woede, hou op kwaad wees. En moenie u plan uitvoer om hulle te vernietig nie. Ek hoor nou, u wil alles vir my gee, maar moet dit nie doen nie, moet hulle nie vernietig nie. Bedaar, Here, bedaar.
kan 'n mens vir God sê hy moet bedaar? God moet ophou kwaad word. Dalk is dit wat ons moet bid in die Midde-Ooste. 13. Dink aan Abraham, Isak en Israel, u diensknegte, vir wie u by uself gesweer het, en vir hulle gesê het, ek sal julle nageslag so baie laat word, soos die sterre aan die hemelruim, en hierdie hele land wat ek gesê het, ek vir julle nageslag sal gee, sal hulle vir altyd as erfdeel ontvang. Die Here het toe spyt gekry oor die onheil wat hy gesê het, hy sy volk sou aandoen. God luister na gebed. God luister na Moses, wat verby selfsug kyk. Alles wat die Here vir Abraham en Isak en Jakob beloof het, kan na hom toe gaan. Maar hy kyk daar verby. Hy sê, Here, bedaar. Moenie dit aan u mense doen nie. En God kry spyt. God bedink hom. God se emosie verander. Dan lees ek 'n stukkie verder. Vers 15, Moses het omgedraai en van die berg afgegaan met 2 tafels met die getuienis in sy hand. Tafels waaraan al 2 kante geskryf was, op die voorkant en op die agterkant was daar geskryf. Die tafels, dit was God se werk, en die skrif, dit was God se skrif, gegraveer op die tafels. Joshua het die geluid van die volk gehoor toe hulle skreeu. Hy sê te vir Moses, daar kom oorlogsgeluide uit die kamp. Maar Moses het geantwoord, dis nie klank van liedere na oorwinning nie, ook nie die klank van liedere na nederlaag nie. Die klank van sang, dit is wat ek hoor. Met ander woorde, Moses is die enigste een wat die situasie kan pyl. Dit wat gebeur is so verwarrend dat Joshua, Moses se opvolger, hy kan nie pyl. Wat se sang is dit? Is dit lofliedere? Is dit oorlogskrete? Is dit vreugde? Dit is onduidelik. Vers 19. Toe hy naby die kamp kom en die kalf en die kringdanse sien, het Moses kwaad geword. Hy het nou net vir die Here gesê, bedaar Here, nou word Moses kwaad. Hy het die kliptafels wat in sy hande was neergesmyt en het aan die voete van die berg verpletter. Hy het die kalf wat hulle gemaak het gevat, dit verbrand en het fyn gestamp totdat dit soos poeier was. Toe hy dit op die water uitgestrooi en die Israeliete dat dit laat drink. Moses het vir Aaron gesê, wat het hierdie volk jou aangedoen, dat jy so groot sonde oor hulle gebring het? Aaron het geantwoord, die toorn van my Heer moet tog nie ontbrand nie. U ken self die volk, dat hulle tot kwaad geneig is. Nou weet Aaron van niks nie. Moses, jy ken hierdie volk, jy lei hulle. Jy weet, hulle is tot kwaad in staat, hulle is tot niks goeds in staat nie. Hulle het vir my gesê, sê Aaron, hierdie volk het vir my gesê, hierdie volk wat jy uit Egipte gelei het, hierdie volk wat jy tot hier gebring het, hulle het vir my gesê, maak vir ons gode wat voor ons uittrek, want hierdie Moses, die man wat ons uit Egipte land laat optrek het, ons weet nie wat met hom gebeur het nie. Ek het toe vir hulle gesê, wie goud het, ruk dit af. Hulle het dit vir my gegee en ek het dit in die vuur gegooi. En voilà, toe kom daar 'n kalf uit. Vriende, en jy kan regtig gaan lees, die voilà het ek nou ingesit. Maar Aaron sê vir hom, ek gooi die goud in die vuur en toe kom daar 'n kalf uit. Lees gerus, dis Eksodus 32 vers 24. Dit herinner ons onmiddellik aan die tuinverhaal. Die Here kom by Adam en sê, Adam, hoekom het jy die vrug geëet? Hy sê, dis nie ek nie, dis die vrou dit vir my gee. Eva, hoekom het jy appel geëet? Dis nie ek nie, Here, dis die slang. Skuldverplasing. Arme Aaron, hy gooi bietjie goue ringetjies en oorkamertjies in die vuur in die volgende oomblik is haar kalf. Wie het nou dit kon voorsien? Waaroor gaan hierdie teks? Stilte aan die voet van Sinai. God is stil. God praat nie. God is so stil in die Midde-Ooste dat ons net bombardement hoor.
God is so stil in Suid-Afrika, laat ons nie politieke retoriek hoor. Vanoggend staan ons, soos Israel, nie in verwondering by Sinai nie, maar in 'n krisis. Ons bevind ons in 'n plek van spanning, soos God se mense destyds aan die voet van Sinai. Die profete is weg, God is stil, en gelowiges wag, en ons wag, maar die wag word onhoudbaar. Wanneer verander dinge? Wanneer hoor ons weer God se stem? Wanneer is daar weer profete wat lei? Ons wil iets sien. Ons wil iets voel. Ons wil vasvat. Ons wil hê iemand moet weer voorvat. Hulle wil 'n God hê wat voor hulle uitgaan. Ons wil 'n God hê wat sigbaar is, wat duidelik is in waantoe ons op pad is. En toe die volk sien dat Moses talm, sê hulle, maak vir ons 'n God. Hier is van niks minder sprake as 'n krisis van vertroue. Wanneer God stil is, wanneer ons meen dinge duur te lank, begin ons eie antwoorde skep, en soms lyk daardie antwoorde soos 'n goue kalf. Die volk het ongeduldig geword. Moses talm, en hulle angs doen hulle wat ons almal doen, wanneer God stil of as wesig voel. Ons maak iets wat ons kan sien, wat ons kan aanraak, wat ons kan beheer, want ons het beheer verloor. Ons is leierloos. Ons is profeteloos. Ons maak 'n goue kalf. Maar die hart van hierdie teks is nie die kalf nie. Die hart van hierdie teks is die gesprek tussen Moses en die Here. 'n Gesprek wat 'n God openbaar wat luister. 'n Leier wat durf praat en 'n verbond, 'n verbintenis wat nie vergeet word nie. In die hele Bybel het ons hier waarskynlik die mees gewaagde profetiese woorde. En dit is nie net antieke geskiedenis nie. Dis 'n spieël wat opgehou word, waarna ons moet kyk. Die volk vra nie 'n ander God nie. Ons is gelowig, ons bly gelowig. Ons aanbid die Vader, Seun en Heilige Gees. Ons wil nie 'n ander God hê nie. Ons soek 'n sigbare God, 'n tasbare God. Ons wil 'n God sien wat 'n verskil maak, nou, nie gister nie. Ons wil 'n God hê wat deur ons gevorm word. Ons wil nie 'n God hê wat ons vorm nie. Ons is moeg gevorm. Wanneer gaan ons genoeg vorm aanneem? Is dit nie tyd laat ons bietjie vir God vorm? Want oënskynlik het die Here ons vergeet. Hierdie is nie rebellie nie. Dis nie godslasterlik nie. Dis verwarring. Dis mense wat verward is. 'n Vermenging van halwe waarhede en skyngemak. Hier is jou gode, Israel, wat jou uit Egipte gelei het. Die mense herinterpreteer die verlossing. Hulle herskryf die storie. Ons doen dit ook wanneer ons eie kalwes bou van sukses, sekerheid of ideologie. Ons hervertolk verlossing en ons herskryf God se storie. Ons vorm God sodat hy op die 24ste September of dalk die 25ste of is dit die 23ste sal kom.
en gelowiges wegraap. Ons lees in vers 7, gaan af Moses, want jou volk het verdorwe gehandel. Die kalf is nie net 'n vals god nie, dis 'n simbool van godsdienstige gerief. Die volk wil 'n God hê wat beskikbaar, sigbaar en hanteerbaar is. Hulle wil nie 'n God hê wat onsigbaar is, wat ons nie 'n houvas op kan kry, wat ons nie kan hanteer nie. Hulle smelt hulle goud en vorm 'n God wat hulle begeertes weerspieël. Dis nie net antieke afgoderye nie. Dis eie tyds, dis liturgies, teologies. Ons vorm kalwers elke keer as ons God reduseer tot 'n produk, wanneer aanbidding vermaak word, wanneer teologie net sekerheid bied, wanneer gebed 'n transaksie word. In ons aanbidding moet ons vra, soek ons die lewende God of 'n blink plaasvervanger? Soek ek die lewende God of 'n blink plaasvervanger? Vers 10 sê die Here vir Moses, laat my nou begaan, dat my toorn teen hulle ontvlam. Tradisionele teologie probeer dit dikwels om God teen emosie te beskerm. Ons teologie word later 'n afgod, want ons teologie weerspieël nie. Teologie is ons spreuke oor God. Dis wat teologie beteken. En ons spreuke oor God het ons so 'n greep op God, laat hy die emosielose God word. Die God wat nie ons emosie kan pyl nie, want ons het hom emosieloos gemaak. Ons beskerm God teen emosie. Maar vriende, ons emosie is niks minder as goddelike pathos nie. Mag ek met huiwering en groot respek sê, God is nie 'n ver af rekenaar gekonstrueer deur programmeerders nie. Die Here openbaar hom in hierdie teks as kwesbaar, gewond, kwaad, durf ek dit sê, kwaad en bedroef. Maar omdat ons dit nie wil hoor nie, kon ons ook nie aan 'n kruis sien, dis God wat daar hang nie. Al wat ons sien is 'n godslasteraar. Kruisig hom, kruisig hom. Dat God kwesbaar, gewond, kwaad en bedroef homself in hierdie teks openbaar, maak saak. Want as God voel, dan luister God. As God kwesbaar is, dan kan God beweeg word. Aanbidding is nie een rigting vertoning nie. Dis 'n twee-rigting verhouding. Gebed is 'n twee-rigting verhouding. Ons moet ons kinders, ons jeug, ons ouers, ons moet mekaar leer en herinner. God is nie onverskillig nie. God is betrokke. En juist dit verander alles. God sien wat in die gang is en hy's woedend. Laat my hulle vernietig, ek sal jou 'n groot nasie maak, Moses. Laat my hulle vernietig en ek maak jou 'n groot nasie, Moses. Maar Moses staan tussen God en die volk. Hy pleit, hy sê nie, dankie Here, dankie dat jy raak sien, ek is dan hier in Linwood gemeente, is ek nou nog die enigste een wat dan moet doen wat die Here wil. Die ander Linwood lidmate en die ander Linwood dominees, hulle is bietjie van die pad af, ek's die enigste een. Dankie Here dat jy dit raak sien. So sort hulle maar uit, as ek Hoog-Hollands mag gebruik. Maar Moses soeg nie voor die versoeking om hoogheilig te wees nie. Want ons is deel van God se gemeente, gemeenskap. Wat ons beleef, raak nie net vir God nie, maar ons raak ook mekaar.
En daarom is daar geen vreugde daarin om God se genade vir my in te palm nie. En op hierdie oomblik weet Moses dit, want hy is in God se teenwoordigheid. Maar Moses staan tussen God en die volk, hy pleit, hy herinner God aan sy belofte, sy karakter, sy naam. Dit herinner aan die deug van dapperheid. Moses is dapper, hy lê moed aan die dag. Iemand noem dit profetiese durf. Moses durf om vir God te sê nee, hy tree in, hy bemiddel en die Here luister. Toe die Here berou gehad oor die onheil wat hy gedink het om aan sy volk te doen. Toe het God spyt gekry. Want in selfsug maak Moses nie van homself 'n heilige nie. Maar met moed tree hy in vir verwarde mense, vir mense wat oorhoops is met God se oënskynlike afwesigheid. God verander van plan. Nie omdat hy swak is nie, maar omdat hy betrokke is. God is nie die onbeweegbare beweger nie. Hy is God wat hoor, wat reageer, wat in sy heiligheid toeganklik is. 'n Profeet wat durf praat en God verander. Vers 11 sê, maar Moses het die Here sy God gesmeek. Hier is die draaipunt. Moses het die Here sy God gesmeek. En dis die draaipunt. Moses aanvaar nie God se toorn nie. Hy argumenteer, hy herinner God aan die verbond. Hy beroep hom op herinnering, belofte en identiteit. Hier spraak van niks minder as profetiese weerstand nie. Weerstand teen God se woede. Weerstand teen God se oordeel. Moses vlei nie vir God nie. Hy konfronteer God met wie God is. Ferdinand Duis het gesê, waarheen vlug ons weg van God af? Daar's geen ander plek om na te vlug as terug na God toe nie. Moses konfronteer God met God. Dit is aanbidding. Nie passiewe onderwerping nie, maar dapper voorspraak. Nie vleiery nie, maar getrouheid. In ons liturgie moet ons ruimte maak vir hierdie soort moed. Gebede wat onreg benoem, liedere wat kla, preke wat worstel, aanbidding wat durf praat. Vers 14, toe die Here berou gehad oor die onheil wat hy gedink het om aan sy volk te doen. Hierdie vers word dikwels wegverduidelik. Ons behoort ons egter ernstig op te neem. God het berou, God luister, God onthou. Dit is nie swakheid nie. Dit is die krag van die Here se verbond. Dit is die krag van God se verbintenis aan mense. God kies verhouding bo wraak. God kies sy verbintenis met ons bo wraak. Herinnering bo oordeel. Genade bo vernietiging. Ons aanbidding behoort gevorm te word deur hierdie waarheid. God is nie vasgevang nie. Hy reageer. En ons word in God se reaksie ingenooi. Moses kom af, hy sien die dans, die kalf, die gaas en hy breek die tafels. Dit is nie woede nie, dit is simboliek. Die verbond is gebreek, letterlik, fisies. Die goue kalf word verbrand, gemaal, gemeng met water en die volk moet dit drink. Dit word deel van hulle. Dit is bitter, dis oordeel. Maar dis ook reiniging. Want water staan in die teken van die verbond, die doop.
Jy behoort aan my, sê die Here. Moses vra, wat het die volk aan jou gedoen? Vra hy vir Aaron. Aaron antwoord, jy ken hulle. Ek het die goud in die vuur gegooi en toe kom haar kalf uit. Hoe tragikomies. 'n leier wat nie aanspreeklikheid aanvaar nie. 'n leier wat verskonings maak in plaas van die waarheid praat. Skuld verplaas in plaas daarvan om skuld te dra. Moses daarteen neem verantwoordelikheid. Hy pleit, hy oordeel, hy herstel. Eksodus 32 is nie 'n verhaal van afgoderry nie. Dis 'n verhaal van genade wat bemiddel word. 'n God wat luister, 'n leier wat pleit, 'n verbond wat gebreek is, maar mense wat nie verwerp is nie. God verwerp ons nie, omdat ons sy verbond en om sy gesig teruggooi nie. God is nie stil omdat hy afwesig nie. Hy is stil omdat hy wag op ons voorspraak vir mense wat gebombardeer word, vir sprekers wat geskiet word, vir burgers wat hulle moue moet oprol en verkeersligte regmaak en slaggate toegooi. Hy wag ons voorspraak, nie ons geoordeel oor mekaar nie. Die Here wag dat iemand die gebooie onderhou, dat die siklus van skuldverplasing verbreek word. Die Here wag op ons omdraai, terugkeer, sodat ons mekaar in waarheid, genade en in liefde kan voorgaan. Die Here wag op aanbidding, wat onthou, wat weerstand bied, wat reageer. Wat beteken dit vir ons vandag? Ons onthou die verbond, nie net in woorde nie, maar in ons erediens, in 'n lied, in die sakrament. Ons bied weerstand teen die kalf, nie net in leerstellings nie, maar in hoe ons aanbid, hoe ons selfsug, goue sekerhede en verbruikersmentaliteit weerstaan. Ons reageer profeties, nie net in gebed nie, maar in hoe ons leef, praat en hoe elkeen van ons leiding gee in die kring waar ons beweeg. Gemeente, laat ons aanbidding 'n gesprek wees, nie 'n vertoning nie. Laat ons gebede dapper wees, nie net beleefd nie. Laat ons teologie verhoudingsgedrewe wees en nie rigied nie. Die God van Sinai is nie 'n goue beeld nie. Hy is die lewende God van pathos, die lewende God wat luister. Amen. Vriende, daar waar ons sit, gee ek geleentheid vir gebed. Ek gaan so 2 minute gee, dan sal ek amen sê, en dan kan ons die dakkoffers opneem. En vir julle as eredienswerkers, ek gaan nie weet sê ons neem nou die dankkoffers op nie. As ek amen sê, neem vrymoedigheid om op te staan, asseblief. Ek gee 2 minute vir stil gebed, en dan sal ek die amen sê.
Amen. Liewe gemeente, ons antwoord op die woord van die Here deur Vonk 2:7:7. U is die lig wat in die donker skyn. Strofes 1, 2 en 3. Ons gaan dit staande sing. En vriende, as ons dit klaar gesing het, bly staan vir die uitspreek van die seën asseblief. En daarna gaan ons heerlik as gemeente lente tee geniet. Ons gaan lente tee saam met mekaar geniet, omdat ons die lewe wat van God afkom vier, en omdat ons in ons saam kuier, in ons saam eet, in ons saam drink, mekaar herinner, God het hom onvoorwaardelik aan ons verbind, en dis rede om te vier.
gemeente van die Here in Linwood, liggaam van Christus, die Vader, Seun en Heilige Gees, sal julle seën en by julle wees. So sal julle al meer die heerlikheid van die Here weerspieël en verander word om aan die beeld van Christus gelyk te wees. Dit doen die Here wat die Gees is. Amen.